Goeiedag luisteraars, dis Johan Willemse wat met julle gesels. En natuurlik dankie vir skade genade vir die ondersteuning en ek wil regtig vir julle sê elke sent tel. Gaan praat met hulle oor julle versekering, julle gaan verbaas wees, jou dekking bly waar dit was, maar jou kostes neem drasties af. Nou julle gaan seker dink ek is soos 'n ou vrou met 'n nat broek oor die oorlog, maar hoe langer dit duur, hoe meer ongemaklik raak dit en hoe groter raak die skade aan olie en gasproduksie-infrastruktuur, kunsmisinfrastruktuur en hoe langer gaan dit duur voor dit herstel. En natuurlik die mense wat met groot dik brille na die goed kyk, sê ons gaan nog 'n wyle met die moeilikheid hiervan saamleef en dat die olieprys heel waarskynlik by die $170 'n vat kan gaan en dat hy daar kan vassak vir 'n wyle. En natuurlik, intussen skeepshouers met vrugte byvoorbeeld na die Arabiese lande is gestrand, baie skepe is gestrand, al die olietankschepe is gestrand, nie gestrand nie, maar hulle lê daar, hulle gaan nêrens nie en dit alles veroorsaak redelike wye rimpelings. Ook in ons vleismark, ons wag nog om te hoor van die bees- en skaapvleis uitvoere na die Arabiese lande, ons het al daaroor gepraat. 50% van ons beesvleis gaan na die betrokke lande en 90% van ons skaapvleis. En natuurlik, as die skepe nie kan gaan nie, dan hak dit vas en dan skop dit terug na ons toe. Nou intussen brandstoftekorte, opnames wys daar is wel tekorte in dele van die Kaap-provinsie. Nie net noodwendig kleinhandelaars wat terughou om in te slaan nie, maar daar is regtig besig om tekorte te ontstaan. En onthou natuurlik ook, die regering is veronderstel om 'n strategiese voorraad te hou, maar so 'n paar jaar terug het minister Joumaat Pietersen saam met president Zuma 'n groot deel van die oliereserwes verkoop. Dit was onregmatig, maar ons kon nooit regtig agterkom waar hy die geld is nie. Nou die nuutste bespiegelings is dat in plaas van 90 dae se oliereserwes sit ons met 21 dae. Dan moet julle ook onthou ons voer brandstof in, spesifiek diesel. Ons raffinaderye kan nie naars genoeg produseer nie. En daar was tekorte van diesel in Europa. So kunsmispryse ook verdubbel. Dit raak regtig ongemaklik. Dan is daar sommige politieke ekonome soos die by Agbus is skynbaar van mening dat die skerp stygings in die brandstof en kunsmispryse wat in proses is, die voedselpryse gaan laat styg nie. Nou ek, na my beskeie mening, dink ek dit is regtig ver van die waarheid. Graanpryse in Amerika het reeds aansienlik begin styg in antisipasie van die verhoogde produksiekoste, want hulle gaan nou begin plant. En natuurlik ook, onthou as jy net 'n simpel ding vat, soos groente en vrugte, mieliemeel, melk wat vervoer word, dadelik 20-30% duurder op die vervoerkoste, selfs meer. En ek dink as wensdenker is, ek dink die vervoerders gaan hierdie kostes absorbeer. Dit gaan vinnig deurwerk na die krak toe. Dan interessant, goeie voorbeeld, suikerpryse het skerp gestyg die laaste week of 3. En die deel van die redes is, Brasilië is die grootste suikerprodusent in die wêreld, ook die grootste uitvoerder, maar so wat 50% van sy suikerproduksie gaan in etanol, of in sy suikerrietproduksie. Nou is hulle besig om al hoe meer te allokeer na etanol, want omdat daar nou probleme met die olie is. So die uitkring-effek moet dit nie onderskat nie. Wie sou nou gedink het daar is 'n korrelasie tussen oliepryse en tekort aan olie en suikerrietpryse, maar daar het julle dit. Dan die jongste inflasiesyfer het gedaal na 3% toe. Dit is by die Reserwebank se teiken, nou donderdag en besluit die Reserwebank oor die rentekoerse. Oor die algemeen dink ek is die markverwagting dat rentekoerse eers hier gaan bly. Dit gaan moeilik wees om dit te verhoog met 'n 3% inflasiekoers, maar die moontlikheid dat dit vorentoe redelik kan styg as hierdie probleme aanhou, moenie uitgesluit word nie. Ek weet van besighede wat begin scenario's uitwerk. Hoe gaan hulle besigheid lyk met 'n 2 of 3 persentasiepunt stygings in rentekoerse in die volgende klomp maande of deur die jaar? En dan praat ek nie van inflasie nie. So dink 'n bietjie weier. Dit gaan ekonomiese groei nie altyd. Dit gaan natuurlik 'n klomp geld uit verbruikers se sakke haal. As jy sommer dink, is 70 liter brandstof of 'n voertuig met 70 liter tank, R7 per liter extra is R500 per tank wat jy ekstra betaal. So dit gaan ons raak. Ek leg vir julle 'n grafiek aan van die Johannesburgse aandeleprys of die indeks van alle aandele en julle kan sien hoe dit gedaal. Nou die rowwe som is so 3 na 3,5 triljoen rand se waarde wat vernietig is. Nou onthou, dis geld wat pensioenfondse en alle aandeeltrusts en allerhande beleggers ook daar het. So dit is 'n direkte verlies aan welvaart. En natuurlik ook staatseffekte het ook 'n groot rol. Nou die jongste olieprys
kop op en af uit. By 115 gaan draai, hy sit nou met hier rondom 100, 105. En natuurlik die rand speel met R17, R17.50. Dit lyk by ons gaan regtig hier by daardie R17.50 toe gaan. So ja, ek het gesê van die pryse wat so gedaal het, die goudprys ook. Baie interessant. Goudprys daal. Mense hardloop na die Amerikaanse dollar toe en ek dink hulle steek kontant onder die matras weg. So die goudprys het met amper $1000 ons gedaal hier van Februarie af. Uriumpryse baie skerp gestyg. Het het verdubbel van Januarie maand af. Nou ek dink net dis nie 'n goeie scenario nie. Dit gaan ons seermaak. So wees bedag. Ons praat baie daaroor, beskerm jou kontantvloei, hou jou likwiditeit. En baie belangrik, gaan praat vroegtydig met jou finansierders, laat jy kan planne maak, moenie wag tot jou afsluiting van jou produksiekrediet nie. Kom ons vat 'n advertensiebreek en dan gesels ons oor die markte. Skadegenade help boere, sakemense en individue om ingeligte finansiële besluite te neem rakende korttermynversekering. Gee Skadegenade 'n kans om met 'n vars benadering en nuwe perspektief na jou versekeringsbehoeftes te kyk. Jy kan ook gerus 'n gratis kwotasie by ons aanvra en is onder geen verpligting om dit te aanvaar nie. Dit mag dalk net die antwoord wees vir die besparing waarna jy soek om winsgewendheid te verhoog. Kontak Skadegenade by 083-630-8306 of besoek ons webwerf vir meer inligting. Skadegenade is 'n geregistreerde finansiële diensteverskaffer met lisensienommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur. Welkom terug luisteraars, en ons gaan voort om oor die markte te gesels. Nou voordat ons oor die vleismarkte gesels, baie interessant, Astral, die grootste braaikyker produsent in die land, het so in hierdie laaste week 'n winswaarskuwing aangekondig, dat sy wins met 365% kan styg in die eerste helfte van sy finansiële jaar. En dis natuurlik as gevolg van die goedkoop voere. Daar is ook 'n sterk vraag na hoendervleis. Ons het al daaroor gepraat, ek vermoed dis beesvleis wat markandeel afstaan. So Astral, baie winsgewend, hulle aandeleprys presteer. En dieselfde het gebeur met Rainbow Chickens. Ons het so 'n week terug gepraat oor Rainbow Chickens. Baie wins verdubbel. Dit gaan in die volgende jaar verder gebeur. En natuurlik weer eens, as jy as boer wil deel in jou winste na jou plaashek, is hierdie goeie aandele om te koop, van die teensiklies van die graanpryse. Dit sommer so terloops. Nou terug net by die grane. Die FAO sê daar is so 41 lande waar mense ernstig honger is, en natuurlik 31 van hulle is in Sub-Sahara Afrika, ons buurlande. Hulle het akute voedseltekorte en hulle gaan hulp nodig hê met voedsel. So daar het julle dit. So markte skommel regtig ernstig. Chicago skommel, die rand skommel, hier by ons skommel die pryse baie erg. Maar wees ook versigtig. Ek is regtig van mening die oeste gaan groter wees hierdie laaste reën. Goeie opstoot vir die sojas en mielies gegee. So ek dink die oeskatings gaan groter word en dit gaan verder druk op die pryse plaas. So moenie geleenthede mis nie. 100 of 200 of 300 rand 'n ton op die oomblik is baie geld. Dit maak 'n verskil aan jou besigheid. Nou witmielie-prys is hier rondom 3400 op af. Geelmielies by 3500. So 100 rand 'n ton goedkoper vir wit, wat dan natuurlik in die veevoermark gaan. So die bokspringe gaan maar voortgaan, maar ek dink die feit is ons is by uitvoerpryse en as die oeskatting groter word, groter druk. Nou dieselfde geld vir sojabone. Huidige eerste oeskatting was 2,66 miljoen ton. Ek is redelik seker dit gaan groter wees. Dit beteken meer uitvoere, dit beteken meer druk op die prys. En natuurlik as ons begin stroper lewer, dit sal seker die volgende maand gebeur afhangende van die reënval, kan daar druk kom. So weer eens tans sojabone rondom 7200, so 200, 300, 400 rand op van 'n paar weke terug. So benut hierdie spronge as jy kan. En dan sonneblom bly sterk by 9200. Ek hoor van die boere wat hier by amper 3 ton stroop meer in die Noordwesgebied. So hier kan dalk ook 'n verrassing kom in terme van die oeskatting. Dan koringpryse internasionaal spring hy rond, het inteendeel gestyg. Daarom is ons invoertarief verlaag van R851 'n ton na R619 'n ton.
En die prys hang maar hier by R6,000 'n ton rond, hy doen nie regtig veel nie. En natuurlik het ons gepraat oor die koringbedryf se groot onvergenoegdheid met die SAFEX, die hele proses van SAFEX, die vervoer diferensiaal, die gespook met die departement van handel rondom die invoertarief. Nou as ons praat oor die veemarkte, die hofuitspraak was met die opname hiervan bekend. Eintlik kom dit vir my daarop neer dat die regter gesê het, of die staat het nou natuurlik 'n triek getrek en gesê, hulle gaan 'n protokol publiseer in die volgende 28 dae, en dit kan alles verander, maar die punt is, hulle is gedwing om dit te doen. Die regter het gesê, gee 28 dae vir die staat om dit te doen, en dan nou sommer om die staat bloedneus te gee, moet hulle al die regskoste betaal. So minstens word daar druk uitgeoefen en is daar vordering, en ek dink die wat nou baie jammer is vir die minister, ek dink julle moet maar ergens gaan sit en weer dink daaroor. Nou goed, die pryse het nie veel verander nie. Klas A, bees hier rondom 1,62, speenkalvers hier rondom 42, niks snaaks op die oomblik nie. Klas A, B ook stabiel hier rondom 58, 61 rand per kilogram. So meer sywaartse beweging op die oomblik. By lam en skaapvleis dieselfde, sywaarts hier rondom 95, 100 rand per kilogram. Niks snaaks wat daar in die gang is. En dan die wolpryse, ons het al daaroor gepraat. Bietjie vasgesteek die laaste week, want dit is, ons het al gesê, amper 50% duurder as toe die veilings begin het. 254 rand per kilogram. En die Australianers is van mening, wolproduksie gaan verder daal hierdie jaar, en dat die vraag sterk gaan bly. Natuurlik die oorlog kan 'n klomp goed verander. Ek dink die feit is, na klomp swaar jare is wolskaapboere nou in 'n baie beter posisie. Dan die vark- en hoenderbedryf rapporteer sterk vraag. Varkvleispryse roer 'n bietjie boontoe hier na 41 rand per kilogram toe. Dis gewoonlik die tyd van die jaar en 'n sterk aftendens. Maar mense koop varkvleis en ek vermoed hulle neem dit weg by beesvleis. Hoendervleis, ook so effens 'n opwaartse beweging met R1 per kilo. Weereens sê Reinbou en Astral, hulle het 'n baie sterk vraag na hulle produkte ten spyte van die invoere. Nou ek dink dis die week, moenie paniekerig raak nie, moenie paniekerig raak met jou beleggings nie. Wees rustig binne die markgeleenthede wat daar is, maar ek wil weer sê, doen jou somme, doen jou kontantvloeisomme, veral vir die nuwe produksieseisoen en gaan praat met jou finansierders. Groete van Johan Willemse.